Jy kry taf en dan kry jy taai en daar is niks so taai soos 'n boer nie. Moereboer is groter as ooit, met 28 boere van reg oor die land. Hierdie boere word opgedeel in 2 spanne van 14 en elke span kry 'n hoofafrigter. Gemengde vegkuns vat 'n leeftyd om te bemeester. Hierdie boere het 6 maande. Op die 20ste September gaan hierdie 28 boere in 14 boeregevegte krag meet. En ons sal net een moereboer kampioen wees. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer kom ons rooi en blou span bymekaar om te kyk watse span maak die lekkerste boereworsrol by die Moereboerie kompetisie. Ons boere neem dan ook deel in 'n skietuitdaging saam met gemengde vegkunsvegter en skietinstrukteur JC Lamprecht. Weens 'n besering het Marlo van die Kerk ongelukkig onttrek en dit beteken dat daar nou 'n geleentheid is vir 'n boer van ons beseringsvervangingslys wat kan inkom. Daar is een boer wat reg deur die reeks aanhou opdaag het by die uitdagings en aanhou oefen het, selfs toe hy nie eers in die reeks was nie. En julle gaan nou daai boer hier kan ontmoet. Ek is Vincent Powell, hierso uit die Hekpoort gemeente en ons is knoffelboere. Ek het nie groot geword in 'n boerdery nie. Ons is 'n eerste generasie boere. Ek is baie trots op Afrikaans, baie trots op ons taal en dit is vir my baie lekker om te kan boer. Uitdene was vir my iets verskrikliks. Ek het dit regtig nie verwag nie. Ek het nie voorberei vir dit nie. Ek was dood. Kyk, die dag toe hulle my moes bel en vir my gesê het dat ek dit nou nie gemaak het nie, was vir my verskriklik. Jy weet, ek het sekere verwagtinge gehad. Jy weet, en iets om na uit te sien om 'n doel te bereik, om te begin oefen vir daai groot fight. So ja, dit was nie baie lekker nie. Ek wil definitief deel gewees het daarvan na ek gehoor het dat ek nie in is nie. Toe Marlo uitval, toe jy my bel daai aand, ek was 2 kante toe, ek wou baie graag inskryf, ek was baie opgewonde daarvoor, maar om uit te gemis het om nie die hele seisoen deel te gewees het daarvan nie, was my moeilik, maar toe ek hoor wie die opponent is, toe sê ek dadelik ja, toe bel ek jy dadelik terug en sê ek sin. Ek het op halftyd ingekom, ek het nie 6 maande gehad soos die ander ouens om te oefen nie, ek het 3 maande oor, ek gee my alles, ek gaan hard oefen, 100% gefokus. Ek sal regtig voorstel my opponent oefen ook so hard soos wat ek doen. Maar ek is definitief nie 'n walkover soos wat ek hoor jy sê ek is nie. Ek gaan verseker kom om jou te verskeer daarop. 'n Nuwe geveg word gemaak. Dis Mark Cockcroft teen Vincent Powell. Die boere gaan nou in die Moereboerie worsmaak kompetisie deelneem. Ons is hier by die Hartveld Arena in Pretoria. Versus het 'n groot event aan vanaand. Die boere is hierso vir die boerewors kompetisie. Blouspan gaan die gees bring vandag. Hoopelik kom ons wors op Henny se menu. Ons boere is nogals gewoond daaraan om kos op mense se tafels te sit en te dank aan Bosveld, Kalahari Cats en ook Hennies gaan hulle vandag 3000 mense kan voer hierso by die Hartveld Arena in Pretoria, net voor die groot skerm rugby, net voor versus Fight Night 14. Ek dink hulle is reg vir die uitdaging. Ek dink die manne is bietjie broos na gisterand se liggies. Die dorp liggies het hulle verseker gevang. Kyk net na die gees, die ouens is reg om agter die kole in te spring en 'n paar boeries te braai. Wat vandag awesome is Henny gee ons die geleentheid om die wennerboerie op hulle spyskaart te plaas vir die res van die jaar. So daar gaan 'n wenner wees en dan gaan julle ook die Moereboer boerie kan bestel by enige Hennies reg oor die land. So kom ons kyk wat se span wen. Julle staan al klaar naaste aan hierdie resep. In julle resep is daar chimichurri en yoghurt as die sous. Dit klink sleg, ek beloof dit is nie, dit is regtig lekker. En dan is daar ook agurkies en jalapenos wat julle bo-op gaan sit. Julle gaan ook kan kies wie werk op die braaiers, wie werk op die brode, wie gaan sny, wie gaan smeer en wie gaan garnishes oorgooi. En dan natuurlik, ek dink die belangrikste, wie gaan die boeries probeer smous aan die mense.
burger boerie, so dit is julle resep. So dit is 'n burger sous met 'n tamatie en eie mix, presies soos 'n burger, maar is nou maar net 'n boereworsrol. Ek dink die grootste uitdaging gaan wees om fisies die boereworsrolle te gaan staan en smous aan die publiek. So elke persoon wat hier inkom, gaan 'n bandjie om sy arm kry. Hy gaan 'n boerie kan kies. Julle moet maar hoop dit is 'n blou span boerie. Die ouens met die grootste, gladderigste bekke, hulle moet maar gaan staan en verkoop. Dit gaan julle werk wees om meer te probeer verkoop as die rooi span. Dis die boerewors! Ons gaan hom begin maak. Die wors, die broodjies word nou gesmeer, voorberei. Daar's 'n sekere manier hoe jy die botter moet smeer, gee maar 'n ander smaakie. En dan gaan ons die wors maak. Gebraai, klaar gereël bemarking, ons het al pre-orders daar by die hek. Don't stress, klaar gereël. Jy kan die perd wat by die water bring, maar jy kan hom nie maak drinkie. Wat jy drink daai perd by water. Ja, sankos. En daar ook so 'n bietjie toesig. Ons moet altyd 'n manager wees. Weet jy kom ons tomaties rooi? Wat is 'n wenner? Het jy al ooit 'n blou tamatie gesien? Jy net ons bietjie as kaptein na water. Ja, ek sal nou 'n flyby doen, dan sal julle net hoor hier is nou Top Gun vibes. Ons spicy worsie met 'n lekker Bosveld barbecue spice en dan gaan ons vir hom mooi inmeng. Laat my dink aan my kleuterskool daar toe ek klein gespeel het. Den Bosch! Lang Bosch! Kort Bosch! Vet Bosch! Den Bosch! Jou ma se wors! Drop hom in. Oh yes. Hy is in. Maar stoffiese wors ons sê wat ons hier gebruik. Daar is nie regtig 'n ander tipe wors wat ek sal eet as hierdie een en ek sal nie sommer slag uit wors vreet nie. Ons het nou al klaar die wors gestop. Ja, kom ons kyk of ons die blou span se wors gaan wen. Ek glo ons gaan. Bring vir my die wors! Wat se wors? Die lang wors! Kom nou lang wors. Die kort wors! Die dun wors! Die dun wors. Die dik wors! Die wors! Die kaaswors! Die hanswors! So ons het dan net uitgevind die blou span met die worsel verkope en nou eintlik vir ons triek getrek. Hulle het nou klomp drank gekoop, soos jy 'n worsel by hulle stalletjie kry jy vir nie dop nie. Ons word brei. Nou brei. Maar hulle gaan nie almal oppas nie. Ek dink ons klaar die helfte uithaal. Die ding is jou kolle moet nie te warm wees nie. Anders te gaan jou darm skeer. Jy draai hom gereeld, jy laat hom nie te kwaai gaar word nie. Die belangrike ding is van ons wors. Hierdie worsie maak nie dors. Nee, dis 'n goeie moenie dit afneem nie. Die oomblik is ons besig om hierdie wors te draai. Hulle is baie dun en die tier is ongelooflik warm. Kry boys, kry. Vir die boys aan daai kant, kyk gaan dit die kant. Hierso, kry 'n bier! Ek kan seker maar self ook 'n bier drink, né? Hulle John Beer. Ons so 'n lekker self-serve stalletjie aan die gang. Kort man, ons kort. Ja, ons kap hom. Ek sien nie dat die rooi span al enige wortbroodjies verkoop daar nie. Ja nee, hy loop. Sien hoe jy begin nie, is hoe jy eindig. Ek weet nie, my ouens is skaam. Ek weet nie die ander is na die Springbok game toe. Ek wil maar net sê die production loop. Check gou wat gaan hier by die blou span daar. Ja, maar dan kyk julle gou hier by ons opponente. Ons waardeer dat julle ons kliënte is. Dankie. Of jy betaal vir jou bier of jy kry verniet. Kom gou. Pak hy ding. Ons het uit die wors op die band Seel. en dan gaan ons hardloop hier af en dan gaan ons terugkom en dit weer doen. Wil julle nie hotdog hê nie man? Sal lekker wees. Asseblief man, kom ons start. Terug. Ja. Geniet hom, hoor. Hotdog. Daar die bokke. Ek sien jy vat 'n tyd toe, jy sal maar wag. Ja. Dit is baie.
Nou gaan ons hotdogs op. Waar van die boer af? Aflewering werk en ons steel hom so nou en dan een ou hier by die buurtent. Ja, ek is besig om te help hierso. Ons gaan nou uitdeel by die tafels nog. This is the best MMA event in Africa. Hierdie ouens lyk honger. You don't mind, thank you, eh? Ja. Nee, dis op die huis. Op die huis. Ons is besig om in te haal met die blou man, dis checker 6060. Hier gaan ons. Worsies vir julle. So, Soos ons gesê het, die boere is nie skaam om kos op mense se tafels te sit nie. Jan, daai manne, hulle is so gelukkig. Hulle lyk soos die gelukkigste mense in die wêreld. Hulle kan vir mense braai. Vertel ons, hoe is die gevoel daar? Blouspan loop op die oomblik voor, maar sien die rolspan gebruik al 'n klomp ander taktieke en lewer die wors af of die woede word rolle vir die manne af. Wat hulle nie weet nie, is al hulle effort is nie verniet nie, want al twee resepte gaan op Henny se menu gaan. So baie geluk aan die beide, die rooi en die blou span. Die burger boerie en dan die chummy boerie gaan op die Henny's menu verskyn vir 'n baie klein rukkie tot en met moereboer. So gaan kry joune nou. Ons is nou hierso by Wildman in Linton Corner en hier gaan ons rooi en blou span boere bymekaar kom voordat hulle vir JC Lamprecht, 'n wêreldbekende vegter en skietinstrukteur by Wattle Springs ontmoet. Hierdie boere gaan in 'n kompetisie teen mekaar uitskiet en ons gaan nou uitvind wat se span kan nie net mik nie, maar ook die sneller trek. Ons is hier by JC Lamprecht, hulle gaan ons bietjie vir 'n skietkompetisie vat. Lyk my ons gaan met die pistole skiet, so ons gaan bietjie kyk wie kan die goeters die beste roer. Boere, baie welkom hierso. Vandag is ons hierso op die baan en dit is vir my 'n groot voorreg om vir julle die man aan my linkerkant voor te stel. Hy is nie net een van ons kontinent se beste skietinstrukteurs nie, maar hy is ook 'n wêreldkampioen in gemengde vegkuns. So sit julle hande bymekaar vir JC Lamprecht. Manne, dankie vir julle tyd, dankie vir julle geleentheid, dankie vir elkeen wat opgedaag het vanoggend. Ek waardeer dit bitter baie. Ek glo ons gaan die dag geniet. Dit gaan 'n goeie dag op die baan wees. Ek dink wat ons vandag basies wil uitvind of wat ons basies wil kyk na is of jy kan skiet ook en nie net kan beklei nie. Eerstens wat ons gaan doen vandag op die baan, ons gaan net 'n bietjie opleiding doen. Ons gaan dit maar roteer. Dit is 'n groot groep. So ons sal die hele groep deurhardloop basies net met die live en die dummy guns. Daarna gaan ons basies live drills doen op die papierteikens aan die regterkant. En dan as ons klaar is met die opleiding gedeelte, dan gaan ons basies net 'n kompetisie hardloop. Daar sal 'n klein prys wees vir die wenspan. Dan kan ons begin. Ons kan wegspring. Nee, opgewonde. Ek dink ons gaan baie goeie opleiding kry by JC. Ek oefen en skiet heeltemal te min, maar ja, ek dink ek kan arm skiet. Ek het nog nie regtig baie handwapen vooruit geskiet nie. Ek het self ene, maar nog nie regtig al die tegnieke geleer en so bemeester nie. En saam JC was dit flippin nice. So hy kom one-on-one aan jou toe, sê vir jou hoor jy doen dit en is maklik om vir hom te luister uit lekker autoriteit. JC het vir ons 'n paar lekker tegnieke gewys hoe om jou pistool te greep wat baie van ons seker nog altyd verkeerd doen. And plain and simple, 3 fingers curled around the grip like so, trigger finger in line with the slide. Ja, ek het so 'n bietjie min slaap gehad en so nou en dan gly hy maar op 'n nat teel en dan val jy met die brandewyn in jou mond. So wat ek nou vir jou gaan gee, hou hom voor die bors, ek gaan vir die hele lyn 3 commands gee. Eerste command gaan wees up, jy gaan vir my extend tot op full extend, en jy gaan vir my vir nou wat ons dit gaan noem is confirm the trigger. So as ek al weer optel, dan ben ek klaar. It's going to be up, finger off, back, stop, stand forward, confirm the trigger, sights on target. Stop! Onthou, ons moes nou so geskiet het, maar in Kreersdorp skiet ons so. JC wys ons nou, gee ons net basiese opleiding gou met vuurwapens en dan gaan ons nou bietjie skote hier op die range vat en ja, later sal bietjie kompetisie onder mekaar. So, nee, sien uit. Ek dink baie nice. Ek dink sy opleiding is goed. Magazine in, roll over, power stroke. Gun is loaded. Both palms upon the grip, finger off the trigger. Wait for the command up, buzzer we break the shot, finger off back in. So have a look. Up. So up, you're going to go to full extend, confirm trigger, sights on target, wait for the buzzer. Buzzer, we break the shot, follow through, and then wait for the command, finger off, back in. Up. Finger off, back in. Nee, Frank het nog dieselfde klere as gister aan. Ek kan jou garandeer, hulle het nog nie gaan slaap na hulle sypsessie nie. As nie man, as het. Môre. Ek het my telefoon verloor. Finger off,
Kom hier. Stand by. Doen! Nicely done. Okay, volgende ene. Môre maak. Dan val het lekker in jou buis. Is my pera by brille. Step forward, wait for the buzzer. Look je arm. Yes. Finger off. Back in. Lekker, lekker. Hy is mooi in die kolletjie. Meeste van hulle, dink almal. Lekker, as 'n paar manne wat goed doen. Manne wat skiet, paar manne wat bietjie regstreek maar. Sien, dit is lekker. Ja, wel as ek so na die teikens kyk en lyk dit vir my of ons daar 'n paar waarskuwingsskote geskiet, so ons kry iets reg. Okay, gents, so wat ek nou gou gaan doen is net gou om die kompetisie te verduidelik hoe ons dit gaan ran. So wat gaan gebeur, soos julle kan sien aan die agterkant, aan die linkerkant, regterkant het ons 2 jerrycans by die skietstasie. Op die vletjie gaan julle vir my begin. Van daai stasie af, daai geel paaltjie, gaan jy hardloop met die jerrycans tot by die volgende geel paal. So jy gaan die jerrycans vir my basies neersit by die geel paaltjie, dan sit jy dit neer, kom vir my dadelik tot by die wapen, gents, hierso is ek waar ek vir jou gaan vra om dit regtig stadig te vat, die optel van die wapen. En baie keer as ons grip, dan glyd daai vinger basies in die trigger guard in, so maak seker jou 3 vingers, okay, waarmee jy grip is op die grip van die wapen, nie in die trigger guard nie. Jy begin vir my basies as jy aan die regterkant is, op die regterkant met die blou plaatjies, as jy aan die linkerkant is, begin jy op die linkerkant met die blou plaatjie. Die heel laaste een wat jy gaan skiet is die rooie. Jy tel die wapen op, gun gaan gelaai wees, jy gaan hom gelaai weer neersit ook. Tel hom op, jy het 1 skoot. Of het raak is, of het mis is, jy vat daai skoot, sit hom neer, draai hom, jerrycans kom terug volgende hou. Blou en rooi teen mekaar hardloop en blou en rooi teen mekaar hardloop en dan die 2 wenners gaan dan basies nog 'n rand doen. Accidental discharge, 10 burpees at least. So vir 'n kant wat omval, 5, vir die gun gryp skoot loop, okay, 10, vir wol omdraai met die gun en dan vergeet en hom dan neersit, 10 burpees. Yes, anders ontduiken te skiet en dan onder druk te skiet. As ek iets onder druk kan doen, dan doen ek dit op my beste. Van vol sy linkerkant. Neer. Yes! Nicely done! Well done it! My skote val mooi op die oomblik. Hoopelik kan ons die kompetisie deurtrek. Yes! Beautiful! Yes! Mooi, goed verleer. Linkerkant weer. Yes, mooi. Nicely done. Oh, shit. Yes. Mooi. Jy sien ek aan die rooi kant, ja, soos hulle moet ook op hulle laaste plaat wees. Mooi. So weet ek nie, die skoot moet tel. Toe die laaste skoot klap en ek sien dan gaan die plaat. Ja, toe is ek gelukkig, toe weet ek nie, ek my job gedoen. Yes. So ek dink ek sal my kant bring vir die span op die hardloop deel, maar die skietdeel die skietdeel wat ek besef is nie my sterkpunt nie. Linkerkant. Mooi. Got it. Ja.
Dis hy, baie mooi. Oh, net voor hom. Baie mooi. Beautiful. Baie mooi. Let's go, Donnie! Ga gou, ga snel! Oh, links. Baie mooi. Ja! Well done it! Goeie vraag. Ek moes daai twee se gemis het daarvan. Stand by! Skiet was baie lekker. Dit is ek voel dis 'n sterk punt van my. Baie mooi. Ja, ek voel gemaklik. Skiet lekker, ons skiet baie by die huis so. Ja. Dis 'n lekker sport. Baie mooi. Beautiful. Baie mooi. Daar sê dit lyk vir my of die blou span hom gaan vat. Baie mooi. Baie mooi. Ek het die laaste gong weer gehad. Mooi, mooi. Toe vat ons hom. Die dag het baie goed verloop. Dit lyk of die manne kan raak skiet. Ons sal wel binnekort kan uitvind of hulle kan raak slaan ook. So ja nee, dit het regtig goed gaan vandag. Ek dink op die baan self, die manne het regtig goeie improvement gewys met die kompetisie, baie goeie gees gewys en ek dink dis die tipe gees wat jy kan oordra binne in die cage ook. Sit ons hande bymekaar. Baie geluk aan die blou span. Julle is die wenners vir hierdie uitdaging. Baie dankie aan Wildman wat hierdie moontlik gemaak het. Baie dankie aan JC. Dankie dat jy nie net hierdie doen vir ons boere nie, maar ook vir ons sport. Die naam van Suid-Afrikaanse MMA baie hoog hou. Sit julle hande bymekaar vir JC Lampre. In die volgende episode van Moereboer gaan ons boere saam met wêreldbekende afrigter Morney Visser werk by die CIT Performance Institute in Pretoria. Die boere maak reg vir koestyd.